Baie welkom vanoggend weer. Mag dit die Here se naam verheerlik, die manier wat ons saam is. Baie dankie vir die voorsang. Toe met Paaskonferensie, toe kuier Trudy Marits mos by ons. Sy het daar by ons geslaap. Nou gesels ons maar so oor die gemeentelede, en hoe dit met almal gaan, waar almal is. Toe sê sy, daar's iemand wat sy onthou in die gemeente, as Nathaniel, wat nooit 'n diens mis nie, wat altyd getrou is. En sy het gepraat van iemand wat nou vanoggend 80 jaar oud is, baie geluk Louis. En dis hoe mense jou ken nie onthou dat jy getrou is. En dis 'n navolgingswaardige voorbeeld wat jy vir ons almal stel om getrou te wees. Mag die dag vir jou baie lekker wees en die jaar wat voor lê vir jou veel seën en nou. Kom ons raak stil. Nie aan ons nie, Here. Nie aan ons nie. Maar aan U kom die lof, die eer en die aanbidding toe. Amen. Genade en vrede vir jou, van God ons Vader, van Jesus ons Here en van die Gees van God. Amen. Hebreërs hoofstuk 12. Hebreërs hoofstuk 12. Kom ons bid saam. Dankie Here dat ons U woord het. Nie net in ons taal nie, maar ook in die taal, Here, van ons harte, van dit wat ons nodig het. Kom U self in die woord, Here, en praat met elkeen van ons asseblief. Amen. Hebreërs hoofstuk 12, vers 1, ek gaan eers net die vers lees, ons gaan net na vers 1 kyk, en daarna sal ek verder daaroor gesels. Terwyl ons dan so groot skare geloofsgetuienis rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, en die sonde wat so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop. Hebreërs hoofstuk 11 het vir ons die name genoem van 'n klomp voorbeelde van mense wie se geloof navolgingswaardig is. Nou kom hoofstuk 12 vers 1 en dan kyk hy terug daarna toe en dan sê hy, kom ons maak 'n paar gevolgtrekkings. Nou die nuwe vertaling sê, terwyl ons dan so 'n groot skare geloofsgetuienis rondom ons het. Die ou vertaling sê wat die Bybel sê, terwyl daar's 'n wolk van geloofsgetuienis rondom ons. Linda kan dit miskien, as hy naby is, kan sê dit wys die ou vertaling. Dis een van ons blaadjie ook. En vir my is die feit dat dit 'n wolk is, nogal belangrik. Ek wil vir die 'n paar dinge noem, man, kan jy nou luister of jy met my saamstem of nie. In die Ou Testament lees ons 'n paar keer van 'n wolk, in 'n geestelike sin. Toe die volk uit Egipte uittrek, toe hulle by die Rooi See kom, toe is die wolk daar. Ons het al daaroor gepraat, aan die Egipte se kant is die wolk donker, en aan die Israel se kant, die volk van die Here, is die wolk lig. Die wolk is 'n verteenwoordiging, 'n teken van God se teenwoordigheid. 'n Wolk is nie, wolke verskil altyd van mekaar. Dit geen vaste vorm 'n wolk nie. Daarom word God, as daar 'n beeld van God gemaak word, is daar geen vaste vorm nie. Dis maar die inhoud daarvan van die wolk. Op ander plekke word God met 'n vuur vergelyk.
'n vuur het ook nie 'n vastigheid nie. 'n Vuur lyk altyd anderster. So die wolk is die teken van die teenwoordigheid van God. Toe die volk verder trek, toe is die wolk heeltyd bokant hulle. As hulle deur die woestyn trek, is hulle die skaduwee van die wolk. En hulle is bewus daarvan dat dit God se teenwoordigheid is. Hulle kan net opkyk en sien hulle die wolk. En weet hulle, dit is daar. Net die bewustheid van God se teenwoordigheid. Ons gaan nie daaroor gesels nie, ek noem maar net vir jou 'n voorbeeld. Selfs onder die wolk was hulle ongehoorsaam gewees. Het hulle begin kla. Ons praat ons van hulle het gemurmureer. Oor daar nie kos is nie, en allerlei goeters, dat hulle bang is vir die Egiptenare en alles. Terwyl God se teenwoordigheid sigbaar is hulle ongelowig. Maar dit maak nie die realiteit van God se teenwoordigheid dat dit minder is nie. As Moses op die berg is, dan is daar 'n wolk. Wat as 'n teken is, Moses is met God besig op die berg. Wanneer die tabernakel daar is daar 'n wolk. As die tempel ingewy word, in Salomo se tyd, die teken daarvan dat God in die tempel inkom, is 'n wolk wat verskyn. Dis interessant, dis Ou Testamentiese voorbeelde. Ek wil vir u 2 voorbeelde noem in die Nuwe Testament. As Jesus opvaar na die hemel toe, dan lees ons Handelinge, 'n wolk het hom van hulle weggeneem. Hy is nou weer in die teenwoordigheid by God. As Openbaring 1 vers 7 sê dat hy weer terugkom, dan kom hy op die wolke. So dis my baie duidelik, as ons hier lees, dat daar 'n wolk van getuienis is, dat deur hierdie getuienis God soos 'n wolk by sy volk is. Die getuienis is daar, maar mense kan nog steeds ongelowig wees, want hulle is nie bewus daarvan van die wolk wat daar is om hulle te beskerm nie. Nou sê hy, God se teenwoordigheid is soos 'n wolk van getuienis. Ons verstaan baie keer hierdie getuienis, en dan is daar 'n atletiekbaan of iets, en dan kyk hulle hoe ons hardloop, en hulle maak notas van hoe ons hardloop. Maar ek sien nie in die Bybel, dat die Bybel op hierdie manier praat van gelowiges wat in die hemel is, dat hulle so na ons kyk nie. Byvoorbeeld die verhaal van Lazarus, van die ryk man. Stuur iemand, Here, na my broers toe. Hy weet van hulle, maar hy kan hulle nie sien nie. So, die feit dat mense sê, die skare van geloofsgetuienis is, wat soos dit na rondkyk, ek dink nie is heeltemal waar nie. Ek dink is eerder andersom waar. Daar's 'n wolk van God se teenwoordigheid, waarvan die voorbeelde van die mense, wat genoem word in Openbaring hoofstuk 11, elkeen kan getuig van hoe God by hulle is. Hier nog, Abel, kom ons neem eers vir Abel. So jong sterf hy, maar God het sy offer aanvaar. Mense kon dit nie sien nie, maar die Bybel vertel vir ons. Abel kan getuig, God het my offer aanvaar.
So kan mens van klomp verskillende mense, en ons het oor die is dit 'n jaar lank, hoe lank was ons besig gewees met hoofstuk 11, kon ons elke keer sien, die mense se geloof het 'n getuienis gebring. Ek wil dit toepas met een persoon, in ons situasie op die oomblik. Van Abraham word vertel, dat hy daar in Mesopotamië was, en toe hoor hy die Here se stem. Kom na my toe, wees aan my gehoorsaam. Ek sal vir jou land gee, en ek sal jou vrugbaar maak. Nou kon Abraham gesê het, ek is 75 jaar oud. Ek gaan nie die kans waag, en kyk of ek 'n kind gaan kry of nie 'n kind gaan kry nie. Ek is tevrede met wat ek het. Maar Abraham hoor God se stem en hy is gelowig, en hy gaan. En ek wil hê jy moet mooi luister. Daar's baie uitdagings as jy in gelowigheid luister na die stem van die Here. Dit is nie net maanskyn en rose nie. Die een uitdaging na die ander. Partykeer is dit droog. Partykeer laat sy neef jou in die steek en moet hy wat 'n plaasboer is, moet gaan oorlog maak. Partykeer is dit soveel so dat hy Egipte toe moet gaan, dat hy bang is, 'n leed vertel. Die Here het hom geroep, maar daar's baie uitdagings. En die grootste uitdaging vir hom is, die Here het gesê, jy sal 'n nageslag hê. En hy raak al ouer en ouer, en hy sien sy liggaam, en hy sien sy vrou se liggaam, en niks gebeur nie. Maar God het beloof, en hy hou daaraan vas. Nou wonder ek maar net oor ons, koppies wel tevrede. Ons staan voor veranderings. God roep ons. Ons moet aan hom gehoorsaam wees. Hoe? Wie van wie weet? Ek weet nie hoe nie. Ek weet nie wat moet gebeur nie. Ek weet maar net, die Here roep sy kinders in sy gemeente om aan hom getrou te wees. Soos dit Abraham geroep is. Hebreërs sê vir ons, het hom geroep, vir Abraham geroep, en het gegaan sonder om te weet waarheen hy gaan. So roep die Here ons, om aan hom getrou te wees. Wat beteken dit? Hy sal sy woord hou. Al is daar hoeveel uitdagings. Ons weet nie wat sy uitdagings mag nie. Ons weet nie waarmee ons gekonfronteer kan word nie. Maar hy wat roep is getrou. Dis sommer maar net aan my gedagtes terwyl ek voorberei het, en waaroor ons kan dink. Terwyl ons dat so groot skare geloofsgetuies rondom ons het. Abraham, Henog, Jakob. In elke situasie van die lewe is daar 'n geloofsgetuie. Jakob kan vertel, ek het my pa verneek, en my broer, en my oom. Ek het my een kind liewer gehad as die ander, ek het die een voorgetrek die ander nie. Ek het 'n gemors gemaak vir my lewe. Maar toe ek eindig aan die einde van my lewe, toe die Here alles in sy hande gehou, en hy het gesorg. So kan ons van elkeen van hierdie geloofsgetuies, as ons op ons pad is daar 'n getuie wat vir ons kan vertel, bly glo, bly volhard, hou net aan. Dit is so jammer, as ons nie die woord ken nie. So 'n paar jaar terug is 'n persoon, dit was 'n baie bekende persoon gewees, wat toegesluit is vir moord. Die heel eerste ding wat hy gevra het is, geef my 'n Bybel. En ek het hom baie jammer gekry. Hoekom?
As jy nie die Bybel ken en die boodskap van die Bybel ken nie, kan dit 'n baie dik en toe boek wees. Maar hoe meer ons na die woord van die Here kyk, hoe meer kom die voorbeelde van Rahab en van Sara en al daardie getuies is daar om vir ons te ondersteun. Ek was betrokke gewees met opleiding van soldate in die eenheid waar ek was. En hulle het vir die soldate gesê, ek onthou die offisier het gesê, die Bybel beteken vir jou niks nie, totdat jy daar vasgekeer is. As gevangene vasgekeer is, dat beteken dit vir jou alles. Is dan so jammer, as jy nie 'n vriend van die Bybel is, nie die boodskap van die Bybel ken, wat met jou praat nie. Want die Bybel het 'n skare van geloofsgetuienis, wat vir jou kan ondersteun. En elke gedeelte van jou lewe, elke ding wat jy teekom, sal daar iewers 'n geloofsgetuie wees, wat vir jou kan ondersteun. Die geloofsgetuienis dan, is nie mense wat ons dophou en kyk hoe hardloop ons nie. Dis mense wat kan vertel, so werk die Here, so sorg hy. In jou situasie, dis wat hy vir jou kan doen. Terwyl is dat so groot skare, so groot wolk van geloofsgetuienis rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi. Watter las is dit? My soeke na wat dit is, het dit baie duidelik gewys, die lied wat ons net gaan sing ook. Dis nie sonde nie, dis sondigheid. Ons is elkeen sondaars. Elkeen van ons het sy eie uitdagings. Ons sondigheid kom op die verskillende maniere na vore. By 'n jong mens sal begeertes na vore kom. By 'n ouer mens sal vrees na vore kom. By 'n middeljarige sal die liefde vir geld. By almal sal wêreldsgesindheid wees. Nou sê hy, dis soos 'n las. Dit hou jou terug. Dit gee vir jou, ontneem jou van jou vermoë om voort te gaan op die pad wat die Here wil hê jy moet gaan. Jou sondige natuur. Daarop sê Jesus, jy moet jou sondige natuur kruisig. Jy kan hom nie begrawe en ontslae raak van hom nie. Hy is altyd daar. Maar oomblik vir oomblik en dag vir dag moet ons kies teen ons sondige natuur in. Dis sê ek gaan aan die Here gehoorsaam wees. Ek gaan nie dat ek ontrou raak oor my liefde vir geld nie. Ek gaan nie dat wêreldsgesindheid my keer en die vriendskap van die glimlag van die wêreld my keer om aan die Here getrou te bly nie. Ek sal nee sê daarvoor en ek sal ja sê vir die Here vir wat hy van my verwag. En dis 'n daaglikse ding wat ons moet doen. Elke dag, oomblik vir oomblik, moet ons hierdie las van ons afgooi en ontslae raak daarvan om die Here te volg. En dan laat ons elke las van ons afgooi. Ook die sonde wat so maklik verstrik. Sonde is soos alkoholisme, wat ook 'n sonde is. Dit neem jou in besit. Soos wat ek hier praat, onthou ek die desperaatheid van 'n vrou wat 'n alkoholist was. Sy is uitgelewer daarin. Haar familie het gesê, ons los haar maar, dat sy haarself, hoe gouer sy haarself kan dooddrink, hoe beter is dit. Dit maak die lyding vir almal minder. Sonde kan jou vasmaak en vashou. Hebreërs 12 vers 15, net 'n paar verse verder aan sê, een van die sondes is bitterheid.
Ek het bitter geraak oor een of ander iets. Ek is benadeel deur 'n persoon, en nou is ek verbitter daarteen. Nou sê Hebreërs 12 vers 15, bitterheid groei, en het verstik. Later dan is ek oor alles bitter, en ek kyk na almal met bitterheid. As iemand met my wil praat, sê ek, dink ek, man, jy weet nie waarvan jy praat nie. Jy weet nie wat ek benadeel is nie. Sonde kan verstrik. Nie net bitterheid nie, maar elke sonde. En ons kan nie die sonde sommer maar net afskud as 'n slegte gewoonte nie. Hebreërs hoofstuk 8, Romeine hoofstuk 8 vertel dat dit 'n mag is wat jou vashou. Is net die bloed van die Here Jesus. Is net sy verlossingswerk wat ons daarvan vry kan maak. Ons moet na hom toe gaan en vir hom vra. Ons moet ons sonde bely en sê, Here, ek sien hierdie ding in my lewe. Ek kan nie daarvan vrykom nie. Help my. Ek onthou sonde in my lewe. Ook op die grond gelê het. Hoe ek gepleit het. Maar ek kom nie vry nie. Maar die bloed van die Here Jesus kom en maak volkome vry. Daarom, terwyl ons dan so groot skare, so groot wolk van geloofsgetuies rondom ons lê, laat ons elke las van ons af lê, en die sonde wat so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voor lê. Want dis hoe die Bybel het beskryf as 'n wedloop. En dis nie nodig nie, ons het al genoeg preke daaroor gehoor, hoe jy jouself ontsê as atleet, om sekere dinge te bereik. Ek sien hoe mense hulle liggame skade aandoen. Dit was nou hierdie dae weer van mense wat onnodig, onwettige goeders drink, net om te kan vooruitgaan. Die wedloop, die geestelike wedloop is 'n ding wat ons volledig in beslag neem. Ons moet deurdring en aanhou. Dis nie nodig ons het al baie preke daaroor gehoor. Laat ons die wedloop wat vir ons voor lê, met volharding hardloop. Ek wil daarmee afsluit, met volharding. Ek het gaan kyk na my eie dokumente, goed, en ek het gesien, by geleentheid, ek het nie eens gekyk watter datum nie, het ek oor volharding gepraat, en ek het 'n ellenlange lys van voorbeelde het ek raak gesien. En as ek reg onthou, het ek gesien, het veral Openbaring praat van hoe ons moet volhard en hoe ons moet aanhou. En ek het onthou oor die gelykenis van die saaiër. As Lukas dit vertel, en sê hy, die goeie saad dra vrug as ons volhard. Dit help nie, jy saai die saad, en jy los dit net nie. Jy volhard, jy hou aan, jy bly water gee, jy bly onkruid uittrek, jy bly aangaan. Volharding. Volharding tot op die einde toe. Hoe het Abraham nie volhard nie? Partykeer bring die Here jou so 'n situasie dat jy sê, ek kan nie meer omdraai nie. Ek is genade. Ek dink Abraham was in so 'n posisie gewees. Ek is nou op hierdie pad. Ek kan nie omdraai nie. Mag ons ook sê, ek het so 'n lang pad gestap. Ek gaan nie nou laat hierdie nuwe uitdaging my ontneem van die vreugde wat vooruit lê nie. Ons moet wees soos wat daai delwers, ek weet al, ons ken is almal die delwers. Die volgende graaf gaan die groot diamant uitbring. En later het hy niks meer oor nie. Hy verkoop alles, want hy wil net nog kan aangaan. Want die verwagting is, die volgende graaf. Ek het my eerste gemeente in Derby omgewing, naby Ventersdorp.
het ek die gate gesien wat die mense gegrawe het, en ek dink is maar met graaf en pik. In daai klipperig het hulle gegrawe om te hoop. Hulle kry daai ding. Hulle het volhard. En hulle was so bang gewees, ek hou nou op. En die volgende skep, mag jy groter vir my. Daarom het hulle self gebreek, finansiëel, fisies, hulle verhoudinge, want hulle wag net. Nou sê die Bybel vir ons, volhard. Dit is 'n geestelike pad waarop ons is. Daar's elke dag nuwe uitdagings. Daar's elke dag nuwe dinge wat vir my moeilik maak. Hardloop die pad met volharding. Kyk na al die voorbeelde van Gideon, van Jefta, van Dawid, die profete. Kyk na hulle almal. Hulle is daar. Hulle moet jou heenwys en sê, die oorwinning wat die Here Jesus vir jou aan die kruis behaal het, maak dit 'n werklikheid, ook in jou lewe. Kom ons bid. Here, baie dankie dat U vir ons, vir Abel, en vir Henog, en vir Abraham, en vir Jakob, en vir Isak, en vir Gideon, en vir Jefta, en al die profete gegee het. Dat ons kon sien, Here, hoe hulle volhard het. Maar meer as dit, hoe U getrou was, hoe U vir hulle gedra het, en vir hulle genade gegee het. U het gesê, hulle het nog nie die volheid gekry nie, totdat ons saam met hulle U heerlikheid, Here Jesus, sal geniet. As ons uitgenooi word na die bruilofsmaaltyd van die Lam, as ons saam met U oorwinning kan vier. Gee dan vir ons U genade asseblief. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons gebed is dat die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die leiding van die Gees van God ons deel sal wees. Amen.